Shalom geliefdes, baie welkom by Jabba Eltekamp bediening. Ek is pastoor Susan Rewe. En ons bedien om deur te druk na jou olie, maar ook is daar 'n tyd en 'n plek vir alles. 'n Tyd om te begin en 'n tyd om te eindig en 'n tyd om op te staan en weer te lewe. Nou as ons in die opstandingskrag praat, dan praat ek fisies van hoe dat Jesus in ons wonde van die kruis afgesak het en dat dit net woord en Heilige Gees is wat ons metgesel. Want hoekom ek sê metgestel? Ons kan nie altyd sê dat Heilige Gees wys vir ons iets nie. Heilige Gees is daar om ons te lei in alle krag en waarheid. Ons kry nie van Heilige Gees teenkante nie. Ons kry dat hy het gekom, die trooster wat vir ons nagelaat het. En daarom wil ek vanoggend graag klaar bedien om te sê, dankie Vader vir u grootheid en die liefde in die tydjie wat ons nou kan hê. As ons so na die musiek in die agtergrond luister, dan sê ons vir onsself, wat 'n voorreg is dit om sy naam groot te maak. Maar Vader, ek kom na u toe in die naam van Yeshua Messia. Vader, seën hierdie woord. Seën ook elkeen daar buite wat hierdie woord hoor. Dat dit vars gebakte manna sal wees, soos wat op Sinaï uitgestort het. Maar dat dit wat Vader sy seisoen is in ons harte uitgestort het, wat net liefde is. Vader, ek loof u vir u grootheid en die almag. En ek vra nou dat Heilige Gees my sal lei in alle krag en waarheid. Dankie, Vader, dat hy nou by my kan stil staan en dat ek weer die woord kom van u, want u is die woord. U het die woord gebring en die woord gee lewe en oorwinning. Amen. Goed, kom ons kyk waarna gaan ons alles vandag kyk en wat gaan ons alles vandag bedien uit hierdie woord van innerlike genesing. So as ons innerlike genesing wil preek, moet ons tog die woord ken. En die woord is baie duidelik. Hy sê vir ons, die huwelik is 'n bloedverbond. Met ander woorde, ons staan in 'n verbond met Vader en Vader met ons in 'n verbond. Hierop word die grootste oorsake van spanning in die huwelik, maar ook op die huweliksvreugde gefokus. Want die eerste 5 op die kliptafels van die 10 gebooie praat die Vader letterlik is hy wat daar praat. Met die tweede een praat Vader met ons. Nou, wat gaan ons kies hier buitekant? Gaan ons gedagteswêreld kies? Gaan ons lewe kies? Gaan ons nie sommer net alles aanvaar nie, maar weet, daar is doeke wat vir ons afgesak het van daai kruis af. En net deur daai doeke het daar vir ons genesing gekom. In huwelike en in elke gebroke hart vanoggend spreek ek die opstandingskrag van lewe. Vir 'n hele lang ruk dwaal hierdie onderwerp in my gedagtes rond. Baie het ek hieroor gepraat en baie het ek hieroor gedink en gemediteer. Hier is soveel hartseer hier buite. Gister het die kinders potjiekos gemaak en hulle het vir die boemelaars gaan kos gee. Die een boemelaar het 3 bakkies kos opgeëet. Ek wil vir julle sê, dis 'n verbond. Dis 'n verbond wat jy met jou naaste sluit. Het jy jou naaste lief? Soveel mense wat geskei is. Soveel kinders en ouers wat uitmekaar uit is. Soveel kinders wat in 'n gebroke huis groot word. Die seer is littekens en oral om ons sigbaar. Dit is so sigbaar dat dit lyne op ons gesigte maak. Soms moet 'n mens kan gesels oor die dinge wat jou seermaak. Oor al die dinge waaroor mense skaam is. Alles is soms so onnodig om nie eers vir mekaar 'n letterlik 'n dennenaald uit te haal en mekaar te steek met die tong nie. Dis witchcraft. Wat spreek ons oor onsself en oor ander? Spreek ons genesing? Spreek ons opstandingskrag? Spreek ons die bloed van Yeshua, Jakobus 4:7 onder sy koepa? Met ander woorde, jy staan on niemand anders se sambreel nie as die bloedsambreel wat Yeshua vir ons nagelaat het. Sy woord wat sê, Vader, ek onderwerp my aan u en aan u alleen. En u is die drie enige Abba Vader. Dis baie hartseer daar buite. Hoe kan 'n dag vol vreugde, vrede en liefde soveel haat en hartseer verander? Mense verander in 'n oogkring.
Die tyd is kort, dinge gebeur op in 'n oogwink. As jy sien hoe vinnig iets kan gebeur, dan wil ek vir jou sê, sorg dat jy die kamfitter van Heilige Gees oor jou hê. Eintlik is die woord hard en duidelik, want daar gesels ons bietjie oor hierdie woord. Wat 'n voorreg, Vader, om hierdie woord te kan bedien, die kruis vir die huwelik. Dalk is daar vandag iemand se huwelik wat uitmekaar uitval of se verhouding. Wil ek graag hê jy moet na hierdie woord luister. Jy moet jou kop kan lig en opkyk deur die vensters van jou oë na hemelse plekke. In my eie lewe kan ek boeke skryf oor hoe Satan 'n mens kan verlei en misbruik om alles wat mooi is te vernietig. In Openbaring staan daar, hy is die een wat ons aanval. Nie Heilige Gees nie, nie Yeshua nie, nie God die Vader nie. Hy is die aanklaer. Dit staan duidelik in die boek Openbaring. So ons moet lewe soos uit 'n moederskoot, dat ons 'n nuwe skepsel is, nuutgebore. Die Satan kom soos 'n dief in die nag. As jy nie op jou hoede is nie, sal hy jou tot 'n val bring. Enige man, vrou is kwesbaar vir hierdie aanslag van die bose. Jou verhouding met God is die belangrikste eienskap van 'n gesonde huwelik. Wat is 'n gesonde huwelik? Daar waar shalom, vrede is, wat alle verstand te bowe gaan. Waar jy nie kwaad gaan slaap nie, waar jy mekaar nie swaarde teenoor mekaar trek nie. Gaan in jou eie binnekamer en die persoon in die ander binnekamer en trek swaarde teen die vyand wat jy wil aanraak. Sny hom uit met Hebreërs 4 vers 12 en weet net, Hebreërs 12 vers 29 en weet net, Vader se woord sny een keer en dan is dit so. Gaan jy dit aanvaar as jy Hebreërs gebruik en jy sê, Vader, ek sny my los met die 4 vlamme van u woord. Nie een van ons wil verwerp word nie. Waar God nie is nie, is Satan baas. Daar's niks lekker as om verlief te wees nie. Nie een van ons wil verstoot word nie. Almal van ons verdien liefde en wil graag deur ons medemens waardeer en erken word. Iewerste wil ons ook belangrik wees, iewerste wil ons ook 'n ou bietjie aandag hê en vra ons, Vader, asseblief, ons is nie gemaak om alleen te funksioneer nie. Tot die prediker leer ons dat 2 vaar beter as 1. Nou ek wil vir jou sê, 2 vaar beter as 1 is julle gekoppel aan die bloedstroom van Yeshua. Koppel jou vandag jou hart en jou selle wat om jou hart is aan die bloedstroom van Yeshua. Soos julle daar op die klip kan sien, het sy bloed geval. The blood of Jesus Christ, he's alive. En hy bring ons dat ons nie die vyand sal luister en aangeval word deur hom nie. Is jou huwelik op die rotse? Ek weet van talle huwelike op hierdie oomblik, einste oomblik wat op die randjie van 'n ineenstorting staan. Woord sê dit wat Vader saamgevoeg het, mag niemand skei nie. Want as ons niemand skei nie, beteken dit die woord skei beteken om nie losgemaak te word van mekaar nie, maar om deur die wonde van Yeshua uit die sy wat die mikwa is, waar jy weer gesal word as jou man se bruid en jou man as jou eggenoot wat uit die ribbebeen uitgekom het. Dink mooi, dat water en bloed uitgekom. Die spies het deur die ribbetjie gegaan vir die vrou wat sê Vader gee word maak uit sy ribbebeen uit. En dan as jy verder kyk, toe gaan hy tot deur die longe, jy ontvang sy ruga en toe gaan hy deur die hart en letterlik vir gebroke harte genees hy vandag elke verhouding. Het sy dit 'n besigheidsverhouding? Is dit 'n gewone verhouding of het sy dit 'n huwelik? Volgende het ek gedink ek gaan nie oor praat nie, maar dit maak so sin. Ons mense onderskat die vyand. Ons gee hom mag. Ons laat hom toe om ons te vertrap. Dis tyd dat ons Satan plat trap onder ons voete. The blood of Jesus Christ is alive and it is against you, Satan. En Vader kom en hy lig op 'n standaard. Dink gou aan 'n groot golf wat inkom en hy spoel daai vyandige goed wat teen jou is weg en dit word skuim op die sand. Dit droog weg. So sal Vader jou beskerm deur sy seun wat jy aangeneem het. Ons wil al ons probleme
in vlees probeer uitsorteer en sien nie die Satan se aanslag op huwelike raak nie. So baie keer dan sal mense vir jou sê, hoekom probeer jy nog? Dan sê ek, die woord sê, dit wat Vader saamgevoeg het, mag nie geskei word nie. Maar daarom mag daar ook nie abuse plaasvind nie, want reeds het Jesus vir dit gesterf, en glo vir my, Vader sal 'n persoon uitruk uit 'n abusive verhouding uit. So manne, julle moet julle vrouens lief hê, die woord sê so. So ek bring vanoggend 'n woord waar ek baie ondervinding van het, en wat ek in my gees, saam met die Vader se gees kan getuig. Daar's altyd hoop. Daar's altyd hoop vir gesondheid. Daar's altyd hoop dat jy die woord kan verstaan. Want as jy die woord kan verstaan, kan die vyand nie kom roof nie. Soms maak Satan ons blind en doof om nie die realiteit tussen mekaar raak te sien nie. Ons sien nie die lelike mekaar raak, maar tog is daar so baie mooi, want jy is gemaak om mooi te wees en gemaak om meer te wees. Met al ons gejagery lewe ons soms verby mekaar. Vir Elohim is elke belofte belangrik. Elke huwelik is vir Abba Vader belangrik. Elke boetie en sissa se verhouding met mekaar is belangrik as boeties en sissies in Jesus Christus van Nasaret. Die keuse om te maak is nie 'n ruiltransaksie nie. Dis breek 'n verbond. En daar waar X verbreek word met 'n verbond, bloei dit uit, totdat daar niks oorbly nie. Al wat oorbly, is die etter binne in jou. En jy braak letterlik, gal uit. Niemand kan na jou kyk nie, jy is kwaad vir almal. Die keuse in jou lewensmaat is een van die belangrikste keuse van jou lewe. Nou, hoe gaan ek my regte lewensmaat kry? Om hom te bid voor die grondlegging van die aarde af. En dan te wag op die regte tyd dat Vader 'n teken gee. Soos ek vanoggend gelees het en gisteraand gelees het, het hy geroep, Samuel, Samuel. En Samuel staan op en hy gaan na sy vader toe. En sy vader sê vir hom, seun, ek het jou nie geroep nie. En weer gaan slaap hy. En die woord sê, Samuel, Samuel. En weer staan hy op en hy gaan na sy pa toe. En toe sê sy pa vir hom na 'n derde keer, as jy weer jou naam hoor, sê Here, spreek met my wat u met my wil spreek. Julle kan dit gerus gaan opkyk. Dis in Exodus in, as ek reg kan onthou. Jy dit in Exodus 34. Ag nee, in Exodus 34 nie. Ek gaan dit na die tyd vir julle mooi deurgee, anders te blaai ek nou in die Bybel rond en dan raak ek net verdwaal, want ek weet my Vader het dit vir my gegee in die Pink Bible. You say that God is good all the time. Want ek lees mos maar aan eerste en tweede vlak Openbaring. Dis in 1 Samuel 3:4 vanaf vers 11 af kan jy lees waar die Vader toe vir hom gesê het, jy moenie ongeduldig met die woord wees nie. Jou geduld moet jy deurwerk, dan sal jou huwelik en jou verhouding hou. Jy maak net 'n belofte aan jouself en jou lewensmaat nie, maar jy maak 'n belofte aan Yahweh. En as jy daai belofte gemaak het, sal jy sy stem duidelik en hard hoor. Die woord is hard en duidelik oor 'n belofte aan Elohim. Want Elohim saamgevoeg het, mag niemand skei nie. Vir God is die huwelik 'n plek van jou seksueel te kan uitleef in hierdie liefde vir mekaar. Want een kom by mekaar en hulle word een vlees. Met ander woorde, daar's 'n siltaai van bloed. En daarom moet jy nie in 'n ongelyke juk wees nie. Sorg dat jou lewensmaat saam met jou op die pad bly. Die mooiste woorde het ek gister by oupa Ben gehoor in die hospitaal. Hy sê vir my, Iselle sê, oupa, ouma was baie kwaai. Hy kyk so om hom, en hy sê, my kinders, kom ek sê vir julle iets, sy het my op die pad gehou. Toe kom dit by my op, kan jou lewensmaat jou op die pad hou? As hy of sy nie dit kan doen nie, is daar fout. Maar weet jy wat, vir Vader is niks te groot nie. Want God is heilig. En so moet ons ook heilig gaan lewe. God het 'n plek geskep waar seksuele kontak met mekaar, liefde, heiligheid en
en sekuriteit kan plaasvind. Jy het 'n sekerheid in jou, jy het 'n verbond wat liefde is, jy voel en beleef liefde, nie swak in die vlees nie. Enige seksuele kontak buite huwelik is ongegrond. Ewen in 'n vriendskaplike wyse en jy voel vir daai persoon meer, dan het jy egbreek gepleeg. Want die woord sê, jy moenie eers na 'n vrou kyk nie. Vandag wil ek sê, vrouens, julle moet nie na ander mans kyk nie. Bring jou man dat hy op die pad kom deur Vader se woord. En Satan sal al die situasies tot op die uiterste vlak beproef en uitbuit. Maar ek wil vir jou sê, hy sê, jy kan op skorpioene en slange trap, sit hom onder jou voete en trap op hom. Die liefdesbrief van die 10 gebooie, Abba Vader se standaard vir die huwelik. Daarom sê ek, daai 2 kliptafels, op die ou end het Moses 'n ander 2 kliptafels gemaak, en Vader sê vir hom, kom alleen, bring niemand saam nie, moenie eers laat 'n dier naby die berg by nie. Dis in Eksodus 34. En Moses het opgegaan, en toe skryf Vader die standaard, maar ook die grondbeginsels, hoe jy dit moet doen. Daarom was daar actually 2 kliptafels gewees. Die eerste een wat gesê het, so moet jy lewe, waar Vader met sy kinders praat, wat van toepassing is op ons kinders, die tweede tafel. Die eerste tafel praat Vader met ons as bedienaars. Nou ek wil vir jou sê, is jy 'n diensmaag of 'n dienskneg in jou huis? Of lê jou huis in stukke? Baie van ons verstaan nie die huwelik nie. Baie van ons verstaan die Vader se verbond nie. Vir God is die huwelik so belangrik, dat hy egbreek pleeg, deel van die 10 gebooie gemaak het. So ons mag dit nie doen nie, ons mag nie. Ons wil vir Elohim sien, dien soos dit ons pas. Dit werk nie so nie. Ons het 'n broodresep wat ons moet gebruik. Ons dien God met ons mond, maar nie met ons harte nie. Ek wil vir jou vra, jou hart en jou mond moet in lyn kom. Met ander woorde, jy moet al jou toksiese gedagtenisse vandag vir jou regte nier gee, dat dit kan deurstuur na jou linkernier toe, sodat dit kan uitgaan en nie terug kan gaan na jou hypothalamus en hypothalare klier nie, want die gif drup op jou en dan word daar 'n skielike siekte wat plaasvind. En terwyl geensins dat die meeste van ons voor die kansel opreg in ons besluite was nie, twyfel ek glad nie, die meeste was nie in Christus nie. Daarom sê die woord, hy soek 'n goddelike ma en 'n goddelike pa, sodat sy nageslag 'n goddelike nageslag is. So moenie trou met jou lewensmaat as hy nie Vader dien nie, of sy nie Vader dien nie. Die meeste van ons weet wat ons van ons lewe wil maak en wil hê. Jou keuse is 'n eggenoot, is glad nie onderhandelbaar nie. Dit word uit Vader se troonkamer vir jou voorberei en vir jou gegee. Jy moet saam met die persoon kan lewe. Jou besluit is van kardinale belang. Vir jou belofte sal jy moet rekenskap gee. So dit is nie 'n ligtige ding nie. Jy gaan moet rekenskap gee. Die huwelik deur die kruis en die woord. Om Elohim se huwelik te verstaan, moet jy eerste die Bybel kan verstaan en tweedens 'n gemeenskaplike verhouding met die drie-enige Abba Vader. So nou moet jy met Vader onder 'n kupa wees, sy beskerming, sy bloed van Yeshua en Heilige Gees, die wolk wat voor ons uittrek. Jy moet self in suiwerheid en heiligheid voor Jahweh staan. Jy moet Elohim se stem kan hoor. Die woord lees vir ons die volgende: 1 Korintiërs 7:15. 1 Korintiërs 7:15. As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. So as jy met 'n ongelowige persoon getrou het en daai persoon kom nie reg nie, kan jy daai persoon los. Die woord sê in sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het jou geroep om vrede en in vrede te kan lewe. Kan 'n ongelowige in die huwelik intree? Wanneer is jy 'n gelowige
en wanneer is jy 'n ongelowige? Hierdie is 'n kritieke vraag as dit by jou huwelik kom. Jy moet deur Elohim gelyk kan word. Jy kan nie sonder Jahwe binne die huwelik staan nie. Elohim moet die fundament en riglyn van jou huwelik wees. 'n Gelowige is iemand wat vir God en sy woord respek het. Het julle wederzijds respek vir mekaar in enige verhouding, in vriendskap, werkomstandighede, in jou boetas en sissas wat saam met jou in die bediening is, kan julle die probleem as een van hulle dalk gestry het, eerder nie daaroor praat nie, maar die probleem uitsorteer. Maar daai persoon gaan sit en sê, weet jy wat? Vader sê volgens 1 Johannes 1 vers 9, vergewe mekaar julle sondes, en hy sê ek sal julle vergewe. Iemand wat met eerbied en deernis die Jahwe dien, en alles volgens riglyn en bepalings van Elohim se woord handel. En is dit maklik? Nee. Ken jy die kruis? Jesus is jou rolmodel. Hoe het Jesus onder ons kom woon en mens geword? Hy het vir ons die Vader kom wys, die Vader se hart kom wys, en ons moet dit toepas. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Yeshua dit sou gedoen het. Ons moet gaan kyk na die gelykenisse. Ons moet die Damaskuspad gaan stap. Ons moet die Kidron Vallei deurgaan. Ons moet weet wat het hy deurgegaan. Ons moet weet wat beteken sy wonde. Ons moet hom ken. Daar is geen compromise nie. Ons kan nie Jahwe Elohim se woord compromise nie. Alles gaan oor gehoorsaamheid. En nou, hoe val die Satan jou aan? Ons moet besef dat ons vyande in gees is en nie in vlees nie. Realiteit staan ons vas in die gesig. As die vlees swak is, dan sal die gees van Jahwe nie in jou wees nie. Satan kan deur enige persoon manifesteer wat nie die gees vervuld is nie. Nou ek het vanoggend opgesit wat Dion alles gesê het, vul jou met die Heilige Gees. Vul jou, sodat die Satan nie 'n vaste plek in jou lewe het nie. Die woord is hard en duidelik in Efesiërs 6:12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Hoor julle, ons stryd. Daarom onderwerp jy onder Jakobus 4 vers 7, dan staan jy direk onder Abba Vader, Psalm 91 oor jou, die wapenrusting Efesiërs 6 vanaf vers 10 af, trek hom daagliks af, onderwerp jou aan hom volgens Jakobus 4 vers 7, en Vader vernuwe my denke volgens 1 Korintiërs 10 vanaf vers 3 tot 5 sonder ek uit Vader, en so kan ons geestelik aantrek met Vader se woord, het ons gereedskappe om ons teen die vyand te beskerm, en ons pleit deur Jakobus 4 vers 7, die bloed oor ons. Amen. Die vyand en sy bose planne. Ek gaan nog so 2 slides bedien, want anders gaan dit baie lank wees vir julle om te kan luister, maar luister na die laaste 3 wat sê Vader vir ons. Die vyand en sy bose planne. So hy beraam 'n plan teen jou. Die woord kan nie leeg terugkom nie, volgens Jesaja 55 vers 11. So dit wat gespreek word, vloeke, moet terug manifesteer. Die probleem is nie Elohim se skepingswerk nie, maar die boosheid wat van binne uit die persoon uit manifesteer. Waar het jy seer gekry? Dis my vraag vanoggend, want dit gaan uit jou manifesteer. Jou seer kry, manifesteer uit jou uit, want hy konsentreer die Satan op jou swak plek. Niemand van ons is sonder foute nie, maar ons streef na heiligmaking met die 10 gebooie as 'n broodresep. Uit onkunde weet ons nie hoe om daarmee te handel nie. Hy sê my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Vir baie mense is dit maklik om te oordeel en foute uit te wys, maar wat doen jy om die probleem op te los? Soos ek nou gesê het, daarby stille rus, julle moet vrede maak, hoor. Julle moet vrede maak. Wat doen jy om die saak uit te sorteer? Dis baie maklik om vinger te wys, maar die woord leer ons dat al die oordeel, straf en vergelding goed toekom. Jy mag nie God speel en ander oordeel en vervloek nie. Die Jahwe kan jou vrymaak. Die Jahwe kan verlos. Die Jahwe kan jou huwelik red, kan jou verhouding met iemand anders buitekant red. Maak nie saak in wat se verhouding jy staan nie, mits jy vir Elohim hom 'n kans gee.
ons mense maak so vinnig vir Satan die deur oop om ons aan te val en gee graag 'n paar voorbeelde. Dis hoekom ek gesê het, ons moet vinnig kyk na 'n paar: voorhuwelikse seks, abortus, dwelm, drankmisbruik, dagga ensovoort, egbreek pleeg, uitsprake, vervloeking, skinder, leuns, waarsêry, valse profesie, negatiewe uitsprake. Ek wil vir julle sê, dis alles witchcraft. Met ander woorde, uit jou mond uit wat dit kom, is witchcraft. So, wees versigtig, jy kan iemand doodspreek. Onvergewensgesindheid, disrespek teenoor jou ouers en skoonouers, rebellie teenoor God se woord, valse okkultiese praktyke soos vrymesselaars, satanisme, voorvadergeeste, rituele, valse geloof. Ek wil hom eintlik uitbeeld, daar is soveel valse geloof. Doen jy Vader se standaard, doen jy sy Shabbatte, doen jy sy feeste, is jy in sy tydlyn en nie in die okkultiese kultlyn van pagan feeste nie. Pornografie, hoogmoed, eie ek en trots, ongeloof, terwyl twyfel en ongehoorsaamheid, moord, verkrachting, tatoeëring, homoseksualiteit en bloedlynvloeke. Hierdie is net 'n paar voorbeelde van deure wat oopgemaak is in jou huwelik. Jy kort bevryding, gaan bely dit, kom by iemand uit wat bereid is om met jou te sit en te praat. Alles van Elohim wat jy verwag sal jy in die Bybel kry. Die Bybel is deur God se gees geïnspireer. Die Satan misbruik hierdie foute om in die huwelik in die grond in te verdelg. Staan op, wil ek vir jou sê. Jy het 'n ring, jy het 'n bloedverbond. Baie van ons het voor huwelik geseg geoefen, voor ons getroud is, bely dit het 'n legal right. Volgens 1 Johannes 1 vers 9 sê vir die Vader, jy is jammer en spreek ook die persoon vry. Dadelik is daar 'n vloek oor jou en jy is in die gees verbind met elkeen saam met wie jy geslaap het. Sultais, maak seker, gaan maak 'n lysie, saam wie jy geslaap. Jannie, Piet, Koos, Sunny, noem dit. Gaan maak 'n lysie dat ons die sultais kan bely en kan afsny. Onthou net, jy kan nie 'n sultai sny as daai persoon nie gaan sit het in 'n gifbrief geskryf het en elke persoon vrygespreek het, jouself vrygespreek het en ook vir Vader gesê het, jammer dat jy hom soms beskuldig het en Vader ook sê, Vader vergewe my, ek was uit onkunde gewees. Daar is ook 'n bloedverbond van die eerste persoon by wie jy geslaap het. Of dit nou uit vrye wil, molestering was, betasting of verkrachting geskied het, die bloedverbond moet verbreek word. Hy diep donker geheim, ek wil by jou sit, wil jou saam met jou luister, ek wil saam met jou praat, deur die woord, om tot redding te kom. Die persoon verantwoordelik vir die bloedverbond het 'n reg oor jou liggaam. As dit nie jou huweliksmaat is nie, dan moet jy die bloedverbond verbreek word. Die woord leer ons die volgende. Efesiërs 31 tot 32. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Baie belangrik. Jy leef saam met jou lewensmaat. Jy kom nie net en sê ek leef net nie. Jy leef in 'n verbond. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Ons wil graag die bruid wees, maar die nuwe Jerusalem is die bruid. Jy kan nie jou huwelik maak werk terwyl jy nog met hierdie baie ander in gees gekoppel is nie. Jy moet dit wat in die verlede met jou gebeur het, moet jy uithaal en op die tafel lê, laat dit oop en bloot is, sodat Yeshua se bloed daarop kan drup. Net bevryding kan jou vrymaak met die krag van die Heilige Gees, nie deur 'n persoon nie. 'n Persoon is net 'n instrument. Heilige Gees, deur die wonde van Yeshua, wil jou bevry en vrymaak. God wil jou vrymaak. Die huwelik is vir God baie belangrik. Maak vandag nog seker dat jy vrykom van Satan se houvas op jou huwelik. Elkeen moet vir onsself 'n waar kan getuig. God is getrou en regverdig en sal jou belydenis aanhoor en jou skoon was met die bloed van Yeshua. Gaan lees gerus vir my Jesaja 1, dan kan jy sien hoe was Vader
jou skoon. Hier's te veel van ons half wat net warm is of half koud is. As jy warm of koud vir Vader, as jy op die nou weg, die breë weg of die middelste pad, bietjie in die lewe op die grys pad noem ons hom. Bietjie vir Vader, bietjie vir die wêreld. Ons kan nie twee gode dien nie. Ek wil vandag vir jou vra, moenie twee gode dien nie. Gebruik die kant wat Yeshua vir elkeen van ons aan die kruis gekom doen het. Jesus het juis die vloek aan die kruis geword, sodat elke belofte en seën van God af kan ontvang. Dit kom letterlik af en jy ontvang dit uit 'n goue bak uit die troonkamer uit. Nog 'n kritieke fout wat baie van ons maak is die volgende. 1 Korintiërs 11:3. Ek wil egter hê jy moet weet dat Christus die hoof is van elke man en 'n man die hoof van sy vrou en God die hoof van Christus. So, wat is jou rangorde in jou huis? Salf jy jou man as hoof van jou huis of dra jy die broekvrou en die man is geensins te sien nie? Baie van ons verkies soms om oor die gesag van wat oor ons geplaas is te rebelleer en in opstanding daarteen te kan kom. Die woord van die Here sê vir ons duidelik, die woord is hard en duidelik oor die orde en gesag. God, Christus, man, vrou, en as ek daarby kan bysit, die Comforter, Heilige Gees. Ons werk nie met vrouens wat in opstand kom teenoor hulle mans nie. Hulle rebelleer en stryd teenoor die gesag van Elohim oor hulle geplaas het. So hierdie gesag kom uit Elohim se troonkamer en daarom, hoe sê oupa Ben? My vrou het my op die pad gehou. Vrouens, soms kan julle kwaai raak, maar moenie jou man verdruk nie. Gaan sit by hom of by haar en sê, kom ons praat hierdie ding met die woord uit. Ek daag jou uit, vat die woord en gaan praat die ding uit met jou lewensmaat en dan sien jy, daar gaan nie rebellie opstaan nie. Dit is 'n direkte rebellie teen die volgorde van Elohim se woord oor ons almal gestel. Jy kan rebelleer teenoor die woord van wysheid wat na jou toe gekom het. Jy is meer as welkom, maar Elohim weet jy is gewaarsku. In die meeste gevalle is die Jezebel demoon verantwoordelik vir hierdie opstand en rebellie. Nou, hoe kon daai demoon in jou ingekom het? Het jy al jou sultais, mense wat jy saam geslaap het, gaan bely? Het jy 'n gifbrief geskryf dat die gif uit jou kan tap? 'n Vrou is geen man se vloerlap nie, maar respek vir God en jou man moet jou soos Vader se voorskrifte en bepalinge gehoorsaam. Jou krag lê in gebed. So waar lê jou krag? In gebed. Dan wil ek vir Vader sê dankie dat ons tot so ver vandag dit kon gedoen het. Dit was nie maklik nie, maar ons moet weet 'n volledige plig van die mens. Ek lees vir julle 'n klein stukkie ten afsluiting, dat ons kan weet wat is Vader se wil vir my en vir jou. Onthou jou Skepper terwyl jy jonk is. Bid van jongs af jou man asseblief van die voor die grondlegging van die aarde af. Later kom daar moeilike tye waarvan jy sal sê, ek het geniet dit nie. Dan sal die son, die daglig, die maan, die sterre donker word. Die tyd wanneer die weer bewolk word na die reën. Dis die tyd wanneer die wagters van die huis sal lewe. Die sterk manne, hulle waggel weg onder die bloed van Yeshua. En die melenaars gaan ophou maal, omdat hulle min geword het. Het jy nog broodmeel uit die woord van God, wil ek vir jou vanoggend vra. Alles wat jy gehoor het, is die finale slotsom. Wees eerbied teenoor Elohim en gehoorsaam sy gebooie. Dit word van alle mense gevra, want God gaan elke daad beoordeel, ook wat jy in die geheim gedoen het, of dit goed of kwaad is. Prediker 12:1-7, Prediker 13, vers 12, 13 en 14. Gaan lees dit terug tot môreoggend toe, dan bring ek die volgende gedeelte vir ons. Ek prys Vader vir sy liefde, vir sy grootheid, dat hy nou in jou lewe sal inkom en dat jy 'n verskil kan maak in 'n ander een se lewe. Waar jy hom roep vanoggend sê, come, now is the time to worship.
Amen, halleluja. Tot môre toe kan bedien ek verder by Yahweh altyd kan bediening. Amen. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your come, just as you are to worship. Come, just as you are before. Shalom almal, gaan in sy vrede en sy liefde. Amen.